Die rede vir die tekens is om te wys dat hy Christus en Here is. Dit is sodat die Gees van God die gemeente kan opbou, sodat ons Christus kan proklameer en verkondig tot aan die uithoeke van die aarde. En dis die doel van al die gawes wat gegee word. Voor ons na die woord gaan vanmôre, moet ek net die twee dinge afhandel. In die eerste plek, aan alle vaders, gelukkige Vadersdag. Baie bly dat julle saam met ons is, en julle standvastigheid, en vir my eie pa, baie dankie, ek waardeer papa, en alles wat papa doen, pa se gebede, standvastigheid, en omgee deur al die jare, en alles wat hy doen, ook hierso ook by ons, elke oggend help hy om hierdie goeders uit te pak, wat julle hier sien. So, ek is dankbaar vir dit wat pa doen, en vir pa se wysheid deur al die jare. En so vir al die paas vanmôre wil ek net sê, geseënde Vadersdag, kom ons bid gou vir hulle, dat die Here se seën op hulle is. Vader, ek dank Here God dat ons vanmôre paas kan ken, Here, wat U ken. Here, vaders wat in die geloof is. Here, dankie Here vir hulle wat so standvastig deur al die jare saam met ons is. Hulle wat ons seën met hulle wysheid. Ja, Here, hulle is dalk nie altyd perfek nie, maar Here God, U het hulle vir ons gegee. En hulle is ons aardse vaders, Here God, terwyl ons ook U dank as ons hemelse Vader. En ek dank U vir die gawe wat U vir ons gegee het, Here, om ons paas te kan ken vanmôre, Here. Here, mag hulle seëning vir ons wees, mag hulle geseën word in alles wat hulle doen, Vader. Here, mag hulle geheilig word, Here, en mag hulle toegerus word om die werk te voltooi wat aan hulle gegee is. Mag die seëning op hulle is in Jesus naam. Amen en amen. En dan, Ines verjaardag vandag, of is dit Martinus of Ines? Ines of Ines? Ines. Ja. Ines verjaardag vandag, en die blaadjie sê dit Martinus, want dit is eintlik Ines. Toe ek het die blaadjie sien, sê ek nie Martinus. Ek ken 'n Ines, maar dit is Martinus, Ines. Geseënde verjaarsdag vir jou, ons is so bly dat jy saam met ons dit kan hê. Sommer op Vadersdag ook, so kom ons bid vir Ines dat die Here se seën op hom sal is. Vader, ons dank Here God vir die genade, Here, op Ines se lewe, en ons bid Here dat U hom nog verder sal seën in hierdie jaar. Here, dank vir die tyd wat U vir ons gee om saam met hom te kan aanbid. Here, en hy wat saam met ons kan aanbid, Here God, dat ons hierdie tyd kan hê, Here God, waar ons hier saam kan eer. Here Vader, ek bid in hierdie jaar dat kom dat U hom sal vat van krag tot krag, dat U hom sal seën by sy werk, dat U hom sal seën in alles wat hy doen, Here Vader, Here, by die gastehuis en alles dat U net oorvloedig U genade oor hom sal uitstort. Here, dat hy sal weet, Here, dat U stap saam met hom elke oomblik en elke dag. Here, mag hy gelukkig wees hierdie jaar, mag hy vrede ervaar, Here, mag hy genade en oorvloed ervaar. Ons bid in Jesus naam. Amen en amen. Gelukkig verjaarsdag vandag. Nog een? Sy verjaar Sondag. 21. Is dit die 21ste Saterdag? Verjaardag op die Sondag? Ja, jy verjaar op die Sondag. Gaan jy hier weer, kom ons bid vir Deetrey ook. Ek het 30 dag my verjaar op die Maandag. Ek weet sy is die dag voor my. Genigtig julle, daar's te veel mense wat verjaar in Junie. Kom ons bid vir Deetrey. Nee, volgende week. Gaan julle volgende week hier wees? Sy gaan nie verskoning maak en sê sy skryf eksamen nie. Ja, maar dit is verbaas vir ons. Nee, sy wil hê, sy het gesê sy wil dit volgende week doen. Soos Charlene wil sy dit die dag na die tyd hê. OK, is reg. Is reg Deetrey, ons moet volgende week beter idees, né? Jy het nog gesê jy gaan nie wees. Ek sal dan vir jou bid Sondag en kan jy vir my bid Sondag. So jy kan 'n gebed eintlik. Dis reg Sondag om te bid vir my, hoor Deetrey. Ja. Julle kan vir my blaai dan na 1 Korintiërs hoofstuk 14. En soos wat ek laasweek gesê het, ons is besig met ons reeks oor die Heilige Gees. Alhoewel dit nou net een diens sou gewees het, lyk dit vir my asof dit 'n paar preke gaan wees. Want ek weet daar is baie onsekerheid rondom baie van die dinge rondom die Heilige Gees. Ek dink baie keer word dit afgeskeep. Partykeer is ons bang vir die vreemdheid daarvan en wil ons liewerste nie daaroor praat nie. En tog is dit belangrik dat ons verstaan waaroor gaan die gawes van die Heilige Gees. En spesifiek vandag se gaan oor die gawe van die spreek in tale, want ek dink dit is die een wat die meeste, wil ek amper sê,
onrus veroorsaak en moeilikheid veroorsaak onder Pinkstergemeentelede, maar ook so ver in die kerkwerk. Want daar is geweldige strydery oor die spreuke en tale, en wat dit behels en wat dit is en wat dit nie is nie. En so, dit is nodig dat ons miskien as 'n Pinkstergemeente daarby staan, en ek sal ook my eie siening bietjie later vir ons gee. Maar kom ons lees eers die woord, en dan gaan ons van daar af. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 5, hier lees ons: jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, en deur die Gees praat hy verborgenhede. Die een wat profeteer, praat egter wel met mense, om hulle op te bou, te bemoedig en te vertroos. Die een wat in tale spreek, bou homself op, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Ek wil hê dat julle almal in tale spreek, maar meer nog dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter waarde as die een wat in tale spreek, tensy dit kan uitlees sodat die gemeente daardeur opgebou kan word, net tot daar. Vader, ek bid, Here, dat U ons die genade sal gee om te verstaan wat in die woord aangaan, Here. O, Gees, dat U ons die wysheid sal gee om deur al hierdie mis te kyk, Here God. Here, dat dit duidelik vir ons sal word waaroor dit gaan. Here Jesus, en in alles, Here, dat U verheerlik word, Here, want dit gaan uiteindelik oor U. Here Jesus, U is die een wat die Heilige Gees van belofte ontvang het en uitgestort het op die kerk. Dit is U wat ons doop met die Gees en met vuur. So ons dank, Here God, vir die genade dat ons vanmôre hier kan wees, Here. En ons vra dat U ons sal lei in die Gees en in wysheid vanmôre deur hierdie boodskap. Amen en amen. Nou, ek het ons genoem vlugtig dat hierdie kwessie van die spreuke en tale 'n probleem is vandag, veral in die laaste 120 jaar met die aanvang van Pinkster wat in 1906 uitgebreek het en die herlewings wat daarna plaasgevind het. En ons mag dalk dink dat dit 'n nuwe probleem is, dat dit nie voorheen gebeur het nie, maar tog sien ons in hierdie brief in Korintiërs dat hulle met dieselfde probleem gesukkel het. Daar is mense in hierdie gemeente in Korinte wat glo dat almal in tale moet praat, en tog sê Paulus almal praat nie in tale nie. Terselfdertyd is daar 'n fokus in die kerk in Korinte in hierdie tyd op juis die talespraak as bewys van die uitstorting van die Heilige Gees, waarom Paulus sê, begeer die gawes, soek dit, maar as jy een gawe moet soek, soek profesie en nie spreek in tale nie. En tog sien ons vandag in baie Pinksterkerke word daar veral klem gelê op die spreuke in tale. Dat as jy nie in tale spreek nie, is jy amper nie eens welkom nie. Jy mag definitief nie 'n leier wees nie. In die AGS kan jy nie 'n pastoor wees sonder dat jy in tale kan praat nie. Jy moet as bewys van jou ordenering moet jy in tale kan praat binne die AGS, waarvan ons deel is. Alhoewel ons nie altyd klink soos dit nie, is ons tog nog AGS. En so tydens my ondervraging vir my pastoorskap was daar natuurlik die vraag, kan jy in tale praat, Rudolf? Gelukkig kon ek so, ek is daarom 'n pastoor hierso. Maar daar is 'n geweldige klem op talespraak. Soveel so dat party Christene amper voel, maar ek praat nie in tale nie, is ek dan 'n minder Christen? Het ek nie die Gees van God in my as ek nie in tale praat nie? Nou, ek praat nie baie met julle oor talespraak nie. Ek ken meeste van julle se agtergrond glad nie, maar ek seker dat meeste van julle nie in tale praat nie. Almal klik hulle knop so, ja, neem so aan. Nou, daar 'n paar van ons is wat wel in tale praat, maar baie van ons doen nie. En so daar is 'n kwessie binne in die kerk, moet almal in tale praat. En dit maak natuurlik dinge moeilik. Want sommige glo dat as jy nie in tale praat nie, dan is jy nie met die Heilige Gees gedoop nie. Waarop ek antwoord, as ek na die 2000 jaar se geskiedenis kyk, kan ek vir jou sê dit is nie so nie. Daar is mense wat God geïnspireer is, wat deur die Gees van God gedoop is, wat magtige werke gedoen het en nie in tale gepraat het. En so geskiedenis stel teen daai argument. En daar's verskriklik baie argumente rondom die hele kwessie van talespraak. En as ek aan die ander kant van die lyn kan staan, van hulle wat glo dat daar nie so ding soos talespraak vandag is nie, dan is die argument eenvoudig, as jy kyk in die geskiedenis, meeste van die groepe wat in tale gepraat het, het gewoonlik gegaan na dwaalleer.
En dit is waar. As jy kyk na die geskiedenis, die groepe wat gesê het ons kan in tale praat, is ook die groepe wat uiteindelik in algehele dwaallewe verval het, weg van God afgegaan het. En so baie mense kyk na dit en sê, maar is dit dan nie dieselfde probleem wat ons vandag het nie? Lê ons op dieselfde gevaar nie? Want daar is talespraak, daar is 'n ander woord miskien vir talespraak in sekere van die ander kontekste en ander godsdienste. Daar is byvoorbeeld in die Hindoe godsdienste is daar ekstatiese profesie, wanneer mense soort van half in 'n trance ingaan en hulle allerlei klanke maak en dan is dit asof hulle gekonnekteer is met die goddelikheid. En so jy het in sekere kulture het jy hierdie idee van ekstatiese taal en mense wat in 'n beweging gaan en een of ander uitlatings maak. En so baie mense verwys aan dit en sê, maar die tale wat ons in die kerk vandag sien is soos daai. En is anderste as wat ons sien in die Nuwe Testament. Maar hier is die probleem met dit. Jy het ook profesie in hierdie ander godsdienste. Gaan ons dan sê dat alle profesie in die kerk ook vals is, omrede daar valse profesie buitekant is? En daar's ander tekens in ander gelowe, gaan ons dan sê dat die tekens wat ons in ons geloof het is vals, omrede daar valse tekens wat ons anderste is? Waarop ek antwoord, die rede dat daar valsheid is, beteken dat daar 'n egte iewers is. Verstaan my mooi? Jy kan nie 'n valse R100 hê, tensy jy iewers 'n egte R100 het. Jy kan baie valse R100 hê. Maar valse R100 beteken net iets as jy 'n egte R100 iewers het, wat waarde gee aan die valsheid. En so voel ek ook oor hierdie gawes. Dat daar is baie valse uitlatings, daar is baie vreemde tale en klanke in kerke wat voorkom, maar net omrede daar valsheid daar buite is, en valsheid by baie kerke is, beteken nie dat daar nie die egte gawe van sprekende tale is nie. En so aan die een kant wil ek sê, ons moet versigtig wees dat ons nie heeltemal aan die kant is van daar is nie so ding nie, maar ook nie aan die kant wees waar almal moet dit praat nie. En so ek dink vir ons om 'n balans te kry, moet ons kyk na wat die skrif oor dit sê, en hopelik kan ons deur al die mistigheid kom en 'n duidelikheid kry oor die sprekende tale. Paulus maak dit duidelik, hy sê ek wens almal van julle kon in tale praat. Wat beteken dat Paulus dink dis 'n goeie ding dat die gemeentelede in tale praat en kan praat. Maar terselfdertyd besef hy nie almal gaan dit kry nie. So daar's 3 hoofvrae wat ek hoop om te antwoord in hierdie gedeelte. In die eerste plek, is die tale wat ons vandag in die kerk beleef, dieselfde gawe wat ons sien in die Nuwe Testament? Die tweede vraag is, verwys sprekende tale na 'n vertaalbare taal of ook na ongewone ekstatiese klanke? Met ander woorde, is die tale menslike tale of is dit ook ander klanke en ongewone tale? En dan laastens, is hierdie tale en die ander bonatuurlike gawes net vir die apostels in die eerste kerk bedoel of geld dit vandag ook? Want ek dink dit is 'n groot kwessie. Hoeveel van die gawes wat ons in die Nuwe Testament sien, is net vir die kerk van daardie eeu en nie vir ons? En hoeveel van hulle kan ons vandag nog gebruik? En dit is belangrik dat ons dit verstaan, en volgende week ons kyk na die gawes van die Gees, dan sal ons meer oor die ander gawes praat. Maar een van die groot kwessies binne in die kerk, is dat die gawes van die Nuwe Testamentiese kerk opgehou het met die tyd van die apostels. Dat die argument is dat daar dit vir 'n tyd gegee is en vir 'n rede gegee is, en toe dit verby is dit nie meer nodig nie. Ons het byvoorbeeld een van die kerkvaders, Origen, wat praat, en hy sê in sy tyd, dit is in die laaste helfte van die 2de eeu, sê dat ons sien nie meer baie van die gawes nie, dit is aan die verbygaan. Met ander woorde, hy sien dit nie meer reg. Maar ons het wel 'n ander kerkvader in die eerste helfte van die 2de eeu, Tertullian, wat sê dat ek kan vir jou menigte mense na vore bring wat in tale praat en profeteer en allerlei wonderlike dinge doen. En hulle is met die Gees vervul. En die Ireneus wat sê dat ons het mense wat in ongewone klanke en tale praat en vele tale praat. En dit is ook in die 2de eeu. En so, dis bietjie van 'n probleem wat ons sien van dit in die begin, maar ons sien baie min van dit deur die jare. En so die vraag is, het dit opgehou? En baie mense gebruik 1 Korintiërs 13 as 'n rede daarvoor, want 1 Korintiërs 13 sê die volgende: Profesie sal tot einde kom,
en tale sal ophou. Dit is in 1 Korintiërs 13 vers 8. Profesie gaan tot einde kom, tale sal ophou. En so baie mense verwys na dit en sê, maar kyk, daar staan dit gaan ophou. Daar gaan 'n einde wees. Dan lees hulle nie die volgende sin nie wat sê, en kennis, dit sal tot niet gaan. Het kennis tot niet gegaan in jou tyd? Het kennis enigstens vandag tot niet gegaan? Nou as dit nie tot niet gegaan het nie, hoekom sal ons dink die taal en die profesie het opgaan? Dit maak nie vir my sin nie. Hierdie vers kan nie toegepas word daarvoor nie. Inteendeel, die teks gaan verder aan en sê die punt wat hy maak is, tale en profesie en kennis gaan ophou. Maar liefde, geloof en hoop bly ewig. Want wanneer ons uiteindelik by Jesus is en in die hemel is, wanneer ons uiteindelik die einde van alles gesien het, is profesie nie meer nodig nie. En tale spraak gaan nie nodig wees, want ons gaan almal een taal praat. Ons gaan nie nodig om nuwe kennis by mekaar te maak, want ons gaan alles sien en alles weet, soos wat God bepaal het. Maar ons gaan nog steeds liefde ervaar in die hemel, en ons gaan steeds hoop hê, en ons gaan nog steeds geloof hê, en ons gaan nog steeds die genade van die Here smaak. En so wanneer hy sê dit gaan ophou, praat hy van dan. Want eendag gaan ons alles sien. Dis wat hy in 1 Korintiërs 13 sien. Paulus' argument is nie dat tale en profesie ophou in sy tyd nie, maar dat liefde ewig is, so fokus op dit. En ons sien dit in die konteks van 1 Korintiërs 14 ook. In 1 Korintiërs 14 sê hy, ouens, jaag die liefde na en strewe na die gawes. Maar alles wat gebeur in 1 Korintiërs 14, as ons die hele gedeelte sou gelees het, gaan oor die opbouing van die gemeente. Daarom sê hy dat as jy 'n gawe moet najaag, soek die gawe van profesie. Want deur die gawe van profesie kan jy met mense die woord van God bring. Kan jy die gemeente opbou, want mense verstaan jou. Maar as jy in tale praat, bou jy net jouself op en nie die mense nie. En vir Paulus is die fokus, veral in die kerk van Korinthe, om te sê, luister, julle fokus so op die openbaring van die Heilige Gees, die spreuke in tale, dat julle vergeet dit gaan oor die opbouing van die gemeente, want die Gees van God deel sy gawes uit soos wat hy wil op sy tyd. Die skrywer van Hebreërs sê dieselfde in hoofstuk 2. So dat uitkom. Hebreërs het uit my Bybel uitgeskryf. Hy sê hierso in Hebreërs 2 vers 3 en 4. Hierdie verlossing is eers deur die Here verkondig en daarna ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het. Terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en deur gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel is soos hy dit goed gevind het. Paulus' argument is in 1 Korintiërs en die argument van Hebreërs is dat die Heilige Gees deel die gawes uit soos wat hy wil. Inteendeel, Paulus maak die argument in 1 Korintiërs 12 wanneer hy sê dat die oor is nie beter as die oog nie en die voet nie beter as die hand nie. Want ons is almal een liggaam deur een Gees met Christus as die hoof. En die rede hoekom hy dit noem is omrede daar sommige is in die Korinthe kerk wat sê dat as jy nie in tale praat nie, is jy nie goed genoeg nie. En dit is verkeerd. En so ek wil op die eerste punt sê, ek stem nie saam met daai siening nie. Want Paulus maak dit duidelik in 1 Korintiërs 12 wanneer hy sê, spreek almal in tale? Nee. Profeteer almal? Nee. Het almal die kragte van genesing? Nee. Maar die Heilige Gees deel dit uit soos wat hy wil op sy tyd. So ek antwoord die vraag nou van agteraf na vorentoe. So ek wil duidelik sê dat my eerste siening is dit. Dat die gawes en dit sluit in die spreekende taal en profesie vandag nog steeds so relevant is soos die eerste dag. En ek maak daardie punt op 2 woorde. Paulus skryf van 'n kerk in Korinthe en sê dat julle moet dit nastreef. Soek die gawes na. Hoekom sal hy dit skryf en hoekom sal die Heilige Gees dit deur die mond van Paulus skryf aan 'n gemeente as hy besluit om dit op te hou? En so ek glo absoluut dat die gawes van God
aan mense uitgedeel word op sekere tye en sekere plekke. So ek glo absoluut dat die gawes werk. Petrus in sy eerste preek op Pinkster sê dat hierdie belofte van die Heilige Gees is nie net vir ons nie, maar vir julle kinders en almal wat daar ver is. Markus 16 vers 11, almal wat aan hom glo, hierdie teken sal volg, hulle sal in tale spreek, hulle sal magtige dade doen, hulle sal genesing sien. En so daar is 'n belofte dat totdat Jesus kom, hierdie tekens in die kerk moet wees. En tog sien ons dit nie, so baie. En daar is baie wat voel dat, omrede ons dit nie sien nie, bestaan dit nie. Of is dit nie meer relevant nie. Dat dit net opgehou een of ander tyd na die laaste apostel dood is, dat dit net daar was vir 'n oorspronklike vonk, en dis die einde daarvan. Ek dink nie jy kan daai argument uit die skrif uitvat nie. Wat jy wel kan sê, en dit is belangrik, is dit. Daar tye van verkoeking is, waarin die Heilige Gees sekere mense toerus met gawes. Vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke plek. Maar dat elke gelowige 'n gawe ontvang deur die Heilige Gees. Wat dit is, weet ons nie altyd nie. Maar ek glo dat elke een van ons wel 'n gawe het. En dat daardie gawe deur die handoplegging van die ouderlinge aan jou oorgebaar kan word. En as jy die Heilige Gees gedoop is en hy word vaardig oor jou, dat hy jou kan gebruik in daardie konteks. En so ek glo dit. Ek glo ook dat baie van wat ons sien in die baie wêreld, veral die karismatiese kerke, is nie dit. En so ek wil versigtig wees en te sê nie alle tale wat jy hoor is tale nie. Is goddelik. Ek wil ook sê, moenie wees versigtig dat jy nie elkeen wat in tale praat 'n demoon nie, of besete nie, want dan loop jy die ander geval. Ek dink jy moet so versigtig wees, en daarom maak Paulus dit duidelik, toets die geeste. Raai wat is dit? Ook 'n gawe van die Heilige Gees, om die geeste te toets. Om te kan sien, dit is nie tale nie, daai is tale. Ek het genoem, daar is verskeie bewegings in die geskiedenis. Een van hulle was Montanus in die 2de eeu. Hierdie man het tot bekering gekom en hy het toe geglo hy is 'n profeet en hy het begin profeteer en allerlei klanke gemaak en ekstatiese taal gegaan. Daai twee vrouens ook by hom aangesluit en hulle het ook begin profeteer en in tale gepraat en allerlei dinge kwyt geraak. Hulle is uiteindelik in die begin was 'n soort van die kerkvaders se dink, okay, dit is nie so erg nie. En toe begin die ou dinge te sê wat absoluut so teen die skrif is, dat hulle moes sê, nee, broer, jy is nie in die regte plek nie. Dit is nie reg. En as gevolg van dit, elke keer wanneer enige groepie of enige persoon opstaan en sê ek profeteer en ek praat in tale, het die kerk onmiddellik vir hom gesê, bly stil, gaan sit in jou kie. Want ons het gevaar gehad met Montanus. En ons sien dit so deur die eeue. In die 1830s, in die hervorming in die 1500s, was daar 'n groep, die Munster Rebellion, waar daar ook 'n ou is, Johan van Leyden, wat geglo dat hy 'n profeet is, hy het in tale gepraat, hy het geprofeteer. En toe het hy na die stad van Munster toe gegaan en hy het gesê dat Munster is die nuwe Jerusalem, dis waar Christus gaan kom en sy nuwe koninkryk stig, en net die mense wat saam met hom is en glo wat hy glo en in tale praat, sal dit smaak. Hy het uiteindelik gedink hy is die inkarnasie van koning Dawid, homself 12 vrouens gekry, toe die ander vrouens met hom wil trou, toe kap haar kop af. Hy het gesweer. Hierdie was so erg gewees dat die protestante en die Rooms-Katolieke vir 'n oomblik hulle stryde op sy gesit het en saam hierdie ou uitgehaal het. Dis so erg hy was, dat twee groepe wat nie eens met mekaar kon praat om dieselfde tafel en gesê, luister, kom ons wag met ons probleem, kom ons sorteer hierdie ou en dan kom ons terug na ons probleem. 1830 selfs daar Edward Irving, hy het ook begin in tale praat en geprofeteer. Uiteindelik was al die dinge wat daar verkeerd gegaan het.
En ek dink die gevaar is baie keer wanneer ons hierdie dinge sien, is daar gewoonlik dwaling wat aangaan. Daar's 'n sekere eienskap rondom hierdie bewegings wat plaasvind. En een van die groter eienskappe is altyd die kerk wat ons vandag ken is verkeerd, ons is reg en hulle skei die kerk. Dit is elke beweging. So, ons kan nie saamstem met die kerk van vandag nie en die institusie van die kerk nie. En ons kan in tale praat, ons kan profeteer, ons is die geroepe heiliges van die Nuwe Testament, so kom ons begin ons eie kerk. Waar Paulus het gesê het in 1 Korintiërs 14, nagtig my mense, dit gaan oor die eenheid van die kerk, hoe kan jy nou skeuring bring? You're missing the point. En dit is wat ons ongelukkig baie keer sien, wanneer ons praat en wanneer daar bietjie kritisie is oor die spreek in tale, dan is dit gewoonlik een ding van, ag, dit is maar net hierdie institusie van die kerk wat net nie wil luister na ons en ons is gees vervuld. Ek dink as jy daardie tipe hart het wat wil rebelleer teen die kerk, dan het jy ook 'n probleem. Dit is nie die gees van God nie, want die gees van God bring eenheid. Die gees van God bring vrede. En so ek dink dit is miskien baie keer 'n kenmerk waar jy kan sê, wag, ek dink nie wat jy het is die gees nie. So mens moet versigtig wees. En so daar is baie bewegings, ek kan verstaan die vrees wat baie mense het rondom dit. Ek kan verstaan hoekom baie van die mense in die kerk dink, weet jy, ek kan nie saam met hierdie dinge staan nie. En ek wat self in tale kan praat, het op verskeie tye in my laaste 30 jaar baie keer tussen hierdie dinge gewag. Partykeer is dit soos, ja, ek is heeltemal aan boord met alles. En ander kere dink ek nie, ek weet nie. En dit is baie keer moeilik. Maar ek glo wel, hoe meer ek die skrif lees, dat dit wel 'n geestelike gawe is. Dat dit vir almal is, dink ek nie is waar nie. Dat ons almal kan vra vir dit, glo ek. Maar ek dink die punt wat Paulus duidelik maak in 1 Korintiërs 12, 13 en 14 is, wees tevrede met die gawe wat die Here vir jou gegee het. Beoefen die gawe wat die Here vir jou gegee het. En of jy in tale praat of nie in tale praat nie, is nie die kwessie nie, bou jy die gemeente op, is die vraag. Met dit wat die Here vir jou gegee het, bou jy die gemeente op. Of gaan dit net oor myself? En ek dink dit is die fokus wat ongelukkig baie keer in die kerk voorkom, veral in die karismatiese Pinksterkerke, dit gaan oor my ervaring. Ek kan in tale kan praat, sodat ek een of ander bewys kan hê dat ek 'n super Christen is, op een of ander manier, dat ek beter kan voel oor myself. En die Here maak duidelik in die skrif dat die gawes gegee is nie sodat ek kan beter voel oor myself nie, maar sodat ek mense kan opbou in die gees. En ek dink dit is waar gewoonlik die groot probleem inkom, is wat is die doel van die spreuke in tale? En dit kom by die tweede vraag, is dit dieselfde gawe wat ons vandag sien as wat ons sien in die Nuwe Testament? En so daar is net regtig 4 plekke waar daar gepraat word oor die spreuke in tale. Die eerste 3 is in Handelinge en dan hierdie in 1 Korintiërs. Handelinge 2 het ons laas net gehoor, kon ons gesien het dat daar by die uitstorting van die Heilige Gees die eerste dag van Pinkster, het almal in tale gepraat. En die Here geloof en geprys, en mense in die omgewing kon hulle verstaan. Hulle het gepraat in die tale van verskeie lande en landstreke. Want ons weet dit wat daar word genoem, daar was mense wat van hierdie land afkom en daai land kom, daar so 'n hele lang lys van lande. En hulle almal kon verstaan en sê, hoe hoor ons hierdie mense praat in ons eie taal? En dan was daar natuurlik sommige wat gesê het, hulle almal is dronk. So selfs daai het jy die argument, hierdie mense is mal mense. Sommige hoor hoe hulle praat in ander tale en sommige mense dink hierdie is mal mense. Hulle is dronk, gesuip. En dit is daardie groep vir wie Petrus toespreek, want hy begin sy preek met deur te sê, ouens, ons is nie dronk nie. Dis nou eers 9:00 in die oggend. Maar kom en vertel julle wat julle sien. En hier is baie interessant en belangrik vir ons. In die begin van sy preek sê hy,
Wat julle sien en wat julle hoor, is deur die profeet Joël lank tevore aangekondig. Dat in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters, julle ou mense en julle jong mense, julle mans en julle vrouens, almal sal profeteer. Almal sal drome droom. Want almal sal die gees van God vervul word in die laaste dae. Wat insluit van daai dag af tot en met nou, totdat Jesus terugkom. Dis die laaste dag. Maar die fokus van Petrus is nie in die spreek in tale nie. Let wel op wat hy sê, hulle gaan profeteer. Want gaan oor die boodskap wat hy gedra het. En so mens kan die argument voer uit Handelinge uit, dat die spreek in tale daar te doen het met menslike tale. Daar is nie een of ander hemelse taal of 'n gebabbel wat mense baie keer in tale hoor vandag nie. Hierdie is tale wat verstaan word deur die mense wat daar rondom is. En die rede vir die teken, die rede vir daardie spreek in tale, is omrede God gesê het, of Christus gesê het, gaan wag in Jerusalem tot julle krag ontvang, want julle gaan my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. Hoe wys hy dit? Ek sal julle die taal gee om te kan praat. Maar hier is 'n punt wat ons moet verstaan. Die ouens wat daardie dag in daardie tale gepraat het self nie geweet wat hulle sê. So dit is nie 'n idee van ek kry nou skielik die vermoë om Duits te praat en dan gaan praat ek met 'n Duitser en vertel vir hom van Jesus nie. Hierdie is 'n oomblik wanneer die Heilige Gees magtig oor my kom en in daardie oomblik profeteer ek onder leiding van die Heilige Gees in 'n taal. Of ek dit verstaan of nie, maak nie saak nie. En ek dink Paulus noem dit in 1 Korintiërs 14, wanneer hy sê, wanneer ek bid in die Gees in my taal, dan verstaan ek nie wat ek sê nie, maar my Gees praat met die Gees. Wanneer ek sing in 'n taal, dan verstaan ek nie wat ek sing nie. So ek bid in 'n taal en ek bid in my gewone taal. Ek lofsing in 'n taal en ek lofsing in my gewone taal. Want partykeer wil ek weet wat ek sê en partykeer weet ek nie wat ek sê. En so daar is wel 'n indikasie dat hulle verstaan nie wanneer hulle die taal praat waarvan hulle praat nie. Ek weet daar in die begin van Pinkster, in die begin van die AGS, wel in Amerika meer, die herlewing waar basis van het, was daar sommige wat gegroei het, hulle gaan Chinees praat. Hulle het gesê hulle het in tale gepraat en hulle het gegroei taal wat hulle praat is Chinees. Partykeer klink dit so 'n bietjie so. En so toe gaan 'n klomp van hulle na China toe, raai wat kon hulle nie doen nie. Chinees praat. Absoluut geval. Hulle het gebabbel daar sy die mense toe gekyk en sê wat? Nie 'n klou wat jy vir ons sê nie. En so ek dink nie die gawe wat hier uitgestort word in Handelinge 2 is vir die doel om iemand 'n taal te gee sodat hy 'n taal kan gaan praat met iemand. Want hy moet weet wat hy praat. Hier is 'n oomblik wanneer God oor hulle vaardig, wanneer God die Heilige Gees oor hulle vaardig word en hulle in 'n taal profeteer. Hulle is besig om te aanbid, hulle is besig om te prys. Ons sien dit in Handelinge 10 met Cornelius. Dit is die eerste heiden aan wie die evangelie verkondig word. En ons lees in Handelinge 10 vers 44 tot 46. Petrus was nog aan die woord toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister neerdal. Die gelowiges uit die besnydenis, die Jode, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. So, die tweede geval in Handelinge waar daar gepraat word van tale, is ook omrede die Heilige Gees hulle uitgestort is. Petrus is nog besig om te preek en in die volgende oomblik begin Cornelius en sy hele huishouding almal daar in tale te praat. En hulle begin God te loof en te prys. Dis nie asof hulle na iemand anders toe gedraai het en gesê ek gaan in Spaans met jou praat nie. Nee. Hulle begin God te loof in allerlei tale. Nou daar word nie gesê wat se tale daar gepraat word nie, want was niemand rondom wat sê wie se tale hulle gepraat het nie. Miskien het hulle Hebreëus gepraat, miskien het hulle 'n ander vorm van Latyn of Grieks gepraat, wie weet wat hulle gepraat het.
Maar dit was 'n teken vir die Jode daar om te sê, luister, die Gees wat op julle uitgestort is op Pinkster, word ook op hierdie mense uitgestort. En so die sprekende tale was 'n bewys vir Petrus en die mense daar, dat hierdie heidene ook die Gees ontvang het. En so die argument kan gemaak word dat die Heilige Gees dit bedoel het vir daardie spesifieke oomblik, sodat Petrus hulle gerus kan wees dat hulle die evangelie reg verkondig het. Inteendeel, Petrus maak daardie argumente in Hebreërs 11, die volgende hoofstuk. Want die ander Christene is nie gelukkig dat hulle die evangelie verkondig het aan Cornelius nie. En omrede hulle nie gelukkig is daaroor nie, moet hulle die volgende sê. Toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. Ek het egter die woord van die Here onthou toe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons, wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God sou verhinder? Petrus se hele argument is, ons het hulle gesien in tale praat. Daarom weet ons hulle is gedoop met die Heilige Gees. En daarom weet ons dat die evangelie wat ons aan hulle verkondig is, word deur die Here geseël en gesê, dis reg so. Hoekom? Want die Gees deel uit soos wat hy wil. En geen Jood gaan hom keer om 'n heiden te red. En geen heiden gaan hom keer om 'n Jood te red. Want God red wie hy wil, hoe hy wil. Is daar verrassing? Vir iets binnekant. Ongewone klanke. Kom met julle. Maar dit is interessant as ons kyk in Hebreërs. So in die eerste plek sien ons dat die talespraak 'n bewys is van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. En dan sien ons hier in die tweede geval, is die sprekende tale 'n bewys van die uitstorting van die Heilige Gees op Cornelius en sy familie. En die argument kan gemaak word dat dit baie spesifiek is. Maar dan vind ons verder na Handelinge 19, die volgende geval. Paulus kom in Efese aan, en daar vind hy 'n paar gelowiges, omtrent 12 manne, en hy begin met hulle te praat en vra, het hulle die Heilige Gees ontvang? Is dit 'n storm? Ja, is op die dak. Is iemand op die dak? Op die dak. Genigtig. En die wind het so waai en die dak het geskit. Laasweek was dit 'n duif. Maar Paulus kom in Efese aan en hy vind gelowiges daar. Hulle is gelowiges. Mense wat die Here ken. En hy vra, ken jy die Heilige Gees? Die Heilige Gees ontvang as ons weet nie eens die Heilige Gees. Ons nie eens idee wie die Heilige Gees is nie. Waar Paulus vir hulle verduidelik waar dit gaan, hulle doop in die naam van Jesus en toe die hande oplê, en luister wat sê die skrif. Nadat Paulus hulle die hande opgelê het die Heilige Gees oor hulle gekom en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Altesaam was daar ongeveer 12 mans. Nou, ons kan verstaan in Handelinge 2 gaan die talespraak as bewys van die mense daar rondom, dat God al die nasies gaan aanraak. Ons kan verstaan met Cornelius, dat dit 'n bewys is vir die Jode, dat selfs die heidene tot bekering kom. Maar wat is die rede vir die talespraak hier? Daar is geen rede nie, daar word verder nie gepraat oor dit in Handelinge 19 nie. Eenvoudig is dit, om te wys dat die normatiewe ervaring van gelowiges wanneer hulle die Heilige Gees gedoop is dat hulle in tale gepraat het en geprofeteer het. Dis wat ons sien in Handelinge. En die vraag is dan, het dit dan opgehou? Was dit dan net vir hulle tyd? En tog sien ons in Korintiërs, die kerk van Korinte, is dit iets wat gebeur. Paulus sê net dat jy moet nie fokus op dit nie, want dit is nie die punt nie. Maar dit gebeur. En vir die laaste 2000 jaar gebeur dit nie. So wat is die tale? Is dit menslike tale iets wat uitgelê kan word of vertaal kan word? In die geval van Handelinge 2, seker. In die geval van Handelinge 10 en 11, seker. Ons is nie seker van Handelinge 19 nie. Maar wanneer Paulus in Korinte skryf, aan die kerk in Korinte skryf, klink dit asof hy praat van tale wat nie menslike tale is. En die rede hoekom ek dit sê, is dat hy sê dat ek is bly dat ek meer tale praat as julle, en ek wens julle kan in tale praat.
Ek wens julle kan in die tale praat waarin ek praat. En dan sê hy dat ek verstaan nie wanneer ek praat nie. Wat beteken dat Paulus is nie besig om te sê dat ek kan Hebreëus, Grieks en Latyns praat. Hy verwys na 'n geestelike taal. Hy verwys na 'n bo-natuurlike talespraak. Nie 'n menslike taal. Dat dit wel menslike taal kan wees, absoluut. Maar luister nou die argument in 1 Korintiërs 13. En nou gaan die lied, hooplik ken julle die liedjie. Spreek ek mense, engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Dis wat 1 Korintiërs 13 begin. Al praat ek die tale van mense en engele. Maar ek het nie liefde nie, beteken dit niks. Dan is dit net 'n klankende simbool, 'n weergalm. En so ek dink Paulus verwys na iets anders as net die taal van mense, wat mense verstaan. Want inteendeel sê Paulus dat wanneer ek bid by myself en in tale bid, praat ek met God verborgenhede. As die doel van die tale is sodat ek met iemand anders te kan praat, dan sou dit sekerlik iets gewees het wat die ander kan verstaan. Elke keer. Maar nou is dit nie so nie. Paulus maak dit duidelik in hierdie gedeelte, dat daar so 'n ding is soos talespraak wat nie verstaan word nie. Wat nie uitgelê kan word, tensy die Gees die uitleg gee nie. Dit is wat belangrik is. Want dieselfde Gees wat die tale gee, gee ook die uitleg. En so ek wil sê dat daar wel tale is wat menslike tale kan wees. En dat daar wel tale is wat nie menslike tale is. Maar dat die Gees dit uitdeel soos wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Wat dit nie is nie, en dit is baie belangrik vir ons, wat dit nie is nie, is 'n taal wat jy aangeleer het, omrede 'n pastoor voor jou gestaan het eendag en sê, herhaal agter my aan, en as dit, nou moet jy leer om klanke te maak. Absolute nonsens. En ek spreek my erge, streng oordeel oor dit uit. Ek het baie van dit gesien in my tyd. Die een ding wat ek wel weet, is dat wanneer iemand in tale gepraat het, wat so spontane gawe wat gegee word deur die Heilige Gees op daardie oomblik, wanneer hulle geprofeteer het. Wanneer hulle in 'n kamer is, ek het al baie keer, wanneer ek besig is om te bid, dan begin ek begin nie in tale te bid, ek begin in Engels te bid. Afrikaans te bid, sorry. Afrikaans te bid of in Engels te bid, waar die konteks is. En baie keer raak die dringendheid in my so baie, en ek kan voel dat die Heilige Gees oor my werk, dat ek in tale oorgaan, wanneer ek nie meer weet wat om te sê nie. Vir my is dit taalbestaan, of taalgebed. Of, wanneer ons besig is om te aanbid, en God stort sy Gees oor ons uit, en ons begin te profeteer, en iemand begin tale te praat, en iemand gee uitleg, en as iemand wat verander word deur die boodskap wat uitgelê word, dis taalbestaan. Maar dit is nooit iets waar ek leer hoe om klanke te maak. Dis nonsens. En die kerk moet ophou daarmee. Jy kan dit nie leer nie. As jy dit kon geleer het, dan sê Paulus gesê dit gaan elkeen gaan leer 'n taal. In 1 Korintiërs 14 is dit duidelik dat Paulus nie praat van dat jy een of ander taal praat nie. Maar jy praat verborgenhede, geheimenis van die Here. Dit maak jou nie 'n beter Christen nie, broer en suster, absoluut nie. Want dieselfde Gees wat met jou praat, is dieselfde Gees wat met my praat. So ek dink daar is wel vandag mense wat in tale praat. Ek dink wel daar's tye wat mense bid en in 'n taal begin bid en hulle weet nie wat se taal hulle bid, maar iemand anders ken die taal en hulle hoor dit in hulle taal en hulle word geraak daarin. Maar dit is soos die Heilige Gees besluit om dit uit te doen. Wat ons volgende week sal sien met Gaas.
Paulus maak dit reg duidelik dat hy sê niemand verstaan hom nie. Hy sê dit in die eerste begin. Hy sê want iemand wat 'n taal praat, niemand verstaan hom nie. As dit 'n menslike taal is, sekerlik is daar iemand in die gemeente wat daai taal kon gepraat het, maar daar is nie. So niemand verstaan dit. So dit wil voorkom dat dit wel aan 'n taal is. Ek wil ook 'n ander ding sê. My ervaring wat deur die laaste 30 jaar in baie gevalle was daar soms dat iemand in tale bid een keer in hulle lewe en nooit weer. Dat hulle op 'n oomblik profeteer en nooit weer. Ek dink baie keer het ons die idee dat as ek een keer geprofeteer het, dan gaan ek elke keer profeteer. Ek dink dit is waar ons baie keer die fout maak met al die gawes in daardie geval ook. Ek het al gebid vir iemand om gesond te word en hulle is genees. Beteken dit dat ek die gawe van genesing het elke keer nie? Ek het al geprofeteer, maar julle hoor my nie baie profeteer nie. Ek weet nie of enige van julle my al gehoor profeteer het nie, maar so nou en dan. Ek dink ons moet verstaan dat daar tye is wat die Gees op ons kom vir 'n oomblik en nooit weer. In die Ou Testament, as twee voorbeelde in die Ou Testament. Ek wil seker maak dat ons verstaan dat die Ou Testament se uitstorting bietjie anders is, maar dis nog steeds dieselfde Gees. Maar ek wil vir julle wys die vorm wat die uitstorting van die Gees vind in die Ou Testament. In Numeri 11 vers 25 tot 29 roep God vir Moses en 70 ouderlinge nader en sê kom ontmoet my by die tent. Laat hulle rondom die tent staan. Ek gaan van die Gees wat op jou is vat en op hulle sit. Hy sê hy het van die Gees wat op Moses is weggeneem en op die 70 man die oudstes laat kom. Terwyl die Gees op hulle rus, het hulle vurig geprofeteer, maar daarna nie weer. Een keer gekry, nooit weer. Maar luister na iets interessants wat gebeur in hierdie gedeelte. Twee van die manne het egter in die kamp agtergebly. Die een se naam was Elda en die ander is Meda. Hulle was onder die wat ingeskryf is die 70, maar hulle het nie na die tent toe uitgegaan nie. So 68 van die ouens is by die tent, 2 van die ouens is by die kamp. Hulle het seker besluit dat hulle wil die rugby kyk, hulle gaan die kerk toe vandag. Maar luister nie. Die Gees het ook op hulle gerus en hulle het in die kamp begin profeteer. Hulle is op eens om rugby te kyk en begin te profeteer. Want wanneer die Gees besluit om te werk, gaan die Gees werk. En geen mens gaan hom keer. Josua vind dit uit en hy sê vir Moses, asseblief my Heer, laat hulle ophou daarmee. Maar Moses sê vir hom, is jy oorywerig ter wille van my? Was die hele volk van die Here maar profete, dat die Here se Gees oor hulle sou laat kom. Moses se begeerte is soos Paulus se begeerte. Ek wens almal van julle profeteer. Ek wens julle praat almal in tale. Ek wens julle almal profeteer. Mag die Gees van God oor almal van julle kom. In Moses se tyd was dit, hy weet dit gaan net op hom en 70 wees. Selfs die twee wat nie gekom het, kerk toe gekom in daai dag. En Paulus is dieselfde. Ek wens julle almal profeteer. En my gebed vir julle is, ek wens julle almal gaan in tale praat. Ek wens julle almal kan profeteer. Hoe wonderlik sal dit wees as ons almal van die Here af hoor. Ander voorbeeld ek het laas weer vlugtig genoem en ek sal weer herhaal. Koning Saul. Hy probeer vir Dawid en Samuel aan te vat. Dis 1 Samuel 19. Samuel gaan agter Dawid en hy probeer om vir Dawid vas te vang. Dis nie verkeerde hoofstuk hierso. En Saul stuur die mense om vir Dawid te gaan haal en toe die mense daarna by die dorp kom begin te profeteer en uiteindelik besluit Saul om self te gaan. Hy sê vers 23 vers van hoofstuk 19. Hy gaan toe daarheen, maar die Gees van God het ook oor hom gekom. En terwyl hy aanstap, het hy in geestesvervoering geraak
sodat hy in Rama, totdat hy in Rama aangekom het. Ook hy het sy klere uitgetrek, en ook hy was in geestesvervoering in Samuel se teenwoordigheid. Daardie hele dag en nag het hy kaal daar gelê, en daarom word daar gesê, is Saul ook onder die profete. Hierdie arme Saul is op pad om Dawid en Samuel te gaan doodmaak. En die gees van die Here kom oor hom. Hy trek al sy klere uit, val op sy gesig voor Samuel en begin om te profeteer vir 24 uur. As die gees van God wil werk, gaan hy werk. Selfs op die ongeredde Saul. Hierdie is nie die eerste keer wat Saul profeteer nie. In 1 Samuel 10, voordat hy koning word, sê Samuel vir hom dat jy gaan 'n paar profete raakloop. En wanneer hulle raakloop, gaan die gees van die Here oor jou kom. En ons sien dit, dat toe Saul naby die profete kom, toe die gees oor hom vaardig geword, en hy het begin profeteer, en daarom het die mense gevra, is Saul ook onder die profete? Saul het 2 keer geprofeteer in sy lewe. En weet julle wat? Hy was nog steeds 'n slegte koning. Hy het nog steeds geval. So daardie Christen wat sê dat as jy in tale kan praat, as jy super Christen, ek het iets vir jou. Dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy bly nog mens. Dit is nie jou gawe om te gebruik en misbruik soos wat jy wil nie. En dit is waar die kerk baie keer val, baie van die Pinkster en karismatiese kerke. Ons aanvaar maar net almal wat klanke maak, praat in tale, en ek sê nee. Ons moet versigtig wees. Ons moet die geeste toets. Terselfdertyd moet ons nie so oorversigtig wees, dat ons niks wil glo nie. As die gees van God wil werk op 'n bonatuurlike wyse, laat hy dit doen. Laat ek myself gou korrigeer hierso. Die gees van God gaan doen wat hy wil, ongeag of jy daarvan hou of nie. Die gees van God gaan doen wat hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil. En jy gaan hom nie keer. Maar ek wil ook vir jou aandring. Strewe na die gawes. Ons sal volgende week oor al die gawes praat. Maar strewe daarna. As jy in taal wil bid, vra die Here, laat die Heilige Gees dit aan jou openbaar. En as hy dit vir jou gee, awesome. As jy dit nie ontvang nie, wees tevrede met die gawes wat hy wel vir jou gegee. En die wat in tale praat is nie beter as die wat nie in tale praat nie, en die wat nie in tale praat nie is ook nie beter as die wat in tale praat nie. Meer as die tale spraak, bid ek dat julle sal vra dat ons sal profeteer. En so ek net 'n paar punte waarmee ek sal afsluit, om my siening duidelik te maak, of so duidelik as wat ek kan maak. En dit is dit, dat die spreek in tale vandag is net soos wat dit in daardie dag was. Dat daar wel valse tale is, maar dat dit nie aanleiding is dat geen ware taal bestaan nie. Dat hierdie tale beide die tale van mense sowel as ongewone klanke en die tale van engele kan wees. Dat die Heilige Gees dit uitdeel soos hy wil, wanneer hy wil, vir die opbou en stigting van die kerk, want dit is die punt daarvan. Dat dit 'n teken is vir die doop van die Heilige Gees, maar dat dit nie die enigste teken is nie. Somtyds het hulle net geprofeteer in hulle eie taal, somtyds in ander tale. En laastens dat hierdie aanvanklike teken nie noodwendig herhaaldelik vir jou is as persoon nie. Ek dink wanneer ons, en die groot fout wat die kerk gemaak het in die geskiedenis en uiteindelik die laaste 2000 jaar, ek sluit met dit af, is dat die Heilige Gees doen 'n wonderlike werk in die middel van sy mense. En ons probeer om dit te herhaal uit ons vlees uit. En ons probeer self dit te laat gebeur.
En so ons hou dienste waar ons sê, ons gaan nou bid vir julle om in tale te praat. Ons gaan nou dit en ons gaan nou dat en ons probeer die mense op te soek om dieselfde vervoering te gaan wat ons geervaar het toe dit gebeur het met ons. En dan forceer ons dit op mense en sê, praat nou in tale. Profeteer nou. En dis dan wanneer die Heilige Gees sy hand terugtrek en sê, wie dink jy is jy? Elke herlewing het dit gebeur. Elke beweging in die geskiedenis het dit gebeur. Wanneer ons besluit dat ons die werk van die Heilige Gees kan aanhou doen. Dit is wanneer ons dink dat ons die uitstorters van die Heilige Gees is, terwyl Christus alleen die belofte ontvang het van die Vader in die hemel, en dit is hy wat dit uitstort. En die beste wat ek en jy kan doen is om te sê, Here, stort die Gees uit, kom Here, stort die Gees uit in my. Nie deur na een of ander herlewingsdiens toe te hardloop en te hoop jy kan een of ander vlammetjie vang nie. Dis nie wat hier aan die gang is. Ons hoort ernstig tot God te nader en sê, Here, stort die Gees uit. Hoekom? Sodat ons deur magte van die Seun Jesus Christus wonderwerke kan verrig. Hoekom? Sodat ons mense kan vertel dat Jesus Christus die Here is wat sit op die troon in heiligheid en heerlikheid, dat hy regeer, dat deur hom verlossing vir almal is. Die rede vir die tekens is om te wys dat hy Christus en Here is. Nie dat ek 'n superapostel is nie. Nie dat ek vir mense kan bid dat hulle tone langer word nie. Dit is sodat die Gees van God die gemeente kan opbou, sodat ons Christus kan proklameer en verkondig tot aan die uithoeke van die aarde. En dis die doel van al die gawes wat gegee word. En veral die spreuke van tale. Moet dit nie 'n kwessie maak om te besluit wie is heilig en wie is nie heilig, wie is gedoop en wie is nie gedoop nie. En definitief nie 'n kwessie om te maak en te sê, wel, as ek jou kan kry om in tale te praat, dan het ek iets gedoen in jou lewe nie. Mag die Here ons vergewe vir wanneer ons so opgetree het. En mag ons genadig wees dat sy Gees uitstort in ons midde, want ek wens regtig dat elke een van julle in tale sal praat en sal profeteer. So kom ek bid vir ons. Vader, ek bid vir die gemeente vanmôre, Here God, vir myself ook. Here, dat U Gees sal uitstort in krag op elkeen van ons. Here, dat U aan elkeen die openbaring van die Gees sal gee in hulle harte. Here, ek bid, Here God, die Gees van profesie en die Gees van tale en die Gees van al die gawes, Here God, op elkeen wat hier is vanmôre. Here, dat U aan ons sal openbaar, Here God, hoe U ons wil gebruik. Heilige Gees, dat U sal uitdeel soos wat U wil. Aan U wil en hoe U wil en wanneer U wil. Dat ons die aangesig sal soek, Here God, en heiligheid. Dat ons hartsbegeerte sal wees, Here, om U te nader. Help ons, o Heilige Gees, in ons swakheid. En gee ons die vrymoedigheid om die woord te verkondig en mag daar magtige dade en wondertekens deur die hande van U diensknegte plaasvind, Here. Mag U ons gebruik, Here God, in elke konteks waar ook al ons is, Here, om die koninkryk van God te vestig en te proklameer en te verkondig, sodat elke knie buig en elke tong dit sal bely dat Jesus Christus die Here is. Here, stort die Gees uit in ons hart. Stort die Gees uit in die gemeente. In Jesus Christus naam. Amen en amen. Dankie my suster, ons het nou etentjie daarachter. Vadersdag en sommer iemand se verjaarsdag, so almal se verjaarsdag. Nee, sommer almal se verjaarsdag. Basies.